This is CliffCentral.com. Welkom by die Klipkouers potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo klipkouer, hoop het gaan goed, ek is 'n bietjie uit die ateljee uit vanmiddag en ek sit hier in 'n verskriklike cool kantoor hier is Men in Mine, Men in Mine, in 'n baie cool company met 'n baie cool stigter en CEO. Dankie John. Gideon Galloway, stigter van King Price Insurance. Verskriklik dankie vir jou tyd. Groot plesier, groot voorreg. Nee, is 'n voorreg vir my om jou te ontmoet. Dit is so lekker om met iemand te kan gesels wat ek het al so baie goed van julle gehoor en van jou en ek sê dit nie net nie. Bella, ek het natuurlik met Fransjo van die Kerk onderhoud, maar ons weet nou, King Price is deel van 'n gesogte sal ek sê Afrikaanse besigheidsfamilie. Maar het is heerlik om hier te kan wees en so vertel die klipkouers, ons spring sommer weg. Ek wil graag 'n bietjie meer weet voor ons inspring met wat ek en jy het ook hier rondgeloop en jy is my interessant, jy het 'n IT agtergrond, jy kom uit advertensie, jy's nie aktuaris. Ek dink dit het my omkant gevang. Ek probeer soms maar nie, ek kry dit reg. Maar vertel ons 'n bietjie meer. Waar het jy groot geword? Gee ons 'n bietjie 'n snapshot van waar het begin het, wat het jou maale gedoen en tot hierso waar ons nou delf 'n bietjie dieper in die Price besigheid. Okay, Jacques, ek is gebore in Benoni. Ek het ek's toe na kleuterskool Nelspruit toe. Ek het skool gegaan in Nelspruit. Was nogal stout op my skool daar. Nog pak slag kry dan. Ja, en matriek, dis ek tikkies toe. My pa was in corrugated boxekouder. Hy was kouder, hy was MD daar in Nelspruit, so hy het altyd op die boere, baie boervriende gehad en so aan, en my ma was 'n huisvrou. Ek het een boetie, toe kom ek Pretoria toe, en toe het ek ook bier ontdek, so onder andere, en ja, ek dink dit is daai vryheid van buite die huis wees, maar dit het my ook, ek het ook 'n bietjie van 'n rebel toe geraak, dink ek, en ek dink dit het my later in my lewe baie vir my beteken. Ek het my identiteit gekry of gevind op die snaakste van maniere, gewoonlik om reëls te breek. Maar as ek jou in die rede kan val, want ons is selfe generasie, sal ek sê, en is dit daai, dink jy as jy nou terugdink, is dit die klassieke, ek wil sê die Afrikaner het seker goed nie gedoen nie, en 'n kind is nie, hy is nie gesien en nie gehoor. Is dit baie van daai, dink jy, back in the day, of is dit? Ek het nog nie daai antwoord. Ek het eintlik met baie min reëls groot geword. So my pa was altyd liefde en jy kon altyd na hulle toe gaan. En ons het regtig bitter min reëls gehad in ons. Maar jy 'n Engelsman, het jy Engelsman? Nee, dit was Afrikaans is full on. Nee, maar wat is Galloway? Is dit 'n Skotse? Ja, maar dis dalk daai feisty. Ek weet nie, maar ja, so ons is eintlik, maar al my vriende het altyd reëls gehad. So ons het skoolbank en so en dit by my. Ons het by my huis weggekruip en dan my ma het daarom so 'n bietjie toegelaat. En so nee, ek dink dit was dit nie, maar ek dink as jy as daar geen hoe kan jy sê reëls is of iets, dan maak jy soms jou eie reëls. Ek dink as jy 'n kind is wat groot is, dan jy wil 'n vorm van kontrole of hoe kan ek sê raamwerk skep, en ek dink dit het ek eers later in my lewe ontdek. Maar ek het oor niks spyt nie. Dit is ek het wonderlike ouers gehad, wonderlike huis groot geword, goeie vriende, al daai dinge. En hoe het rebels gelyk hier in Pretoria? Is jy manne, want ek party manne het gothic gegaan en dan hulle begin eyeliner dra en
swart klere, ek het in hare gegroei. Nee, ek het daarom nou nooit dit Jy meer as jy weer die bekleier gewees dan dit. Ja, ongelukkig, ek het soms my hare afgeskeer. Nou raak ek blessed deesdae, hoef nie eers meer nie, maar nee, ek was definitief meer aan die sportkant, hare afskeer so nou en dan. Maar ons self geniet en soos dit baie stout, kattekwaad goed. So dis ek sê nie sê lelik stout nie. Ons is potplante steel. Het julle potplante ja, gesteel? bombane gespin, sulke goed. Ek like it. Soet stout goed. Yes. Ek het nou die dag toe, waar was ek? Dis ons op 'n rolbalbaan. Ek het by familie, ons is bietjie vir die eerste maal wys ek my kinders Natal, jy weet, ek ken nou die Suidkus en ons is daar by die Wild Coast gaan maak ek 'n draai ook vir die eerste maal in soos seker 20 jaar. En sien ek hierdie rolbalbaan daar en ek sê vir my vrou, "Jessie, sal 'n kar lekker hier so kan handbrake turns gooi." Dis daai eerste ding wat inskop het. 'n Ding moet handbrake turns gemaak word. Maar ek dink is maar meer al my welkom kan. Hoorie maar hoe het jy in IT, hoe het jy besluit om IT te swat en wat was IT daai tyd? Ons praat net van IT, maar wat was dit? Is dit programmering? Ja, staan dit agter dan leer ek mos om basic programmeer en dan jy mos daai skoppaadjie wat voor dit rekenaarwetenskap en dan het jy Pastel daarna gedoen alles. So ek kom uit daai era uit en op universiteit het ek dit geswat. So rekenaarwetenskap of om te kodeer was altyd vir my, ek het baie van dit gehou en weet in my eerste jaar het ek toe was websites iets absoluut niet. So ek het hulle het eers in die fakulteit aangebied. Ek het 'n boek gekoop op my eie pragtig. Ja, en toe het ek begin my eie website kliënt. Ek het my eerste besigheid begin in my eerste jaar. So wat ek nou begin die hosting vir van die kliënte daai tyd doen, maar ek bedoel dit was letterlik die begin van websites. Ek wou sê dit was seker jy het 'n tekort aan ek wil daai tyd is soos toe ek eers wel 'n laptop kry by my werk en dan sit e-mail. Ons het mekaar ge-e-mail of soos 'n selfoon. Jy het te vroeg 'n selfoon weet jy om te bel. Ons het nog nie selfone gehad om dit te gee. Ek het eers met 2 of 3 jaar my selfoon gekry. So dit was regtig nog nie en ek bedoel nie e-commerce platforms ek het tog toe wat was die ding se naam? Dis iets wat F&B gehad het man something. So toe niemand eers geweet hoe weet wat jy kredietkaart en daai tipe van goed deur hierdie platform nie. So dit was ek dink dis waar baie van my IT agtergrond vandaan gekom het. Ek het later meer passievol oor advertensie ingegaan bloot net ek dink is dit van my natuur is dit geïnteresseerd in so ek het graphic design en daai goeders ook later toe nou gedoen en later in my voltydse werk wat ek was by Teleshore gewees het ek was later bemarkingsbestuurder daar so toe die design deel in my oorgeneem en dink dit ek voel dit baie altyd passief oor advertensie en daai tipe van net hierdie kreatiewe ek smal om goed anders te doen en kreatief te wees so sulke stel so is net visueel nie en soos jy kan sien die kantore enige plek hoe kan ons iets anders doen sou ek eerder sê ja maar dit is my eerste vraag wat jy gevra het weet hoekom hierdie omgewing en dis uit en uit kan ek sê jy kan sien as jou persoonlikheid wat hier uitgedruk word wat baie nice is. Presies. Hoorie maar nou maar hoe het jy daai tyd, jy weet nou IT wat vir my nie kreatief voel nie. As ek nou naïef, jy voel vir my meer wiskundig, nee, ek voel vir my bietjie meer programmeerders moet die websites het dan 'n paar mooi prentjies op gehad. Dit is daar. Maar hoe het jy daai tyd, hoe het jy ontdek jy het hierdie creative of hierdie kreatiewe? Nee, ek het hoe dit nou gewerk het, ook toe in ek het BA multimedia later geswat en dit is bloot omdat ek nie klas toe gegaan het nie en weet meer kliënte begin diens het uit my eie uit en ek en my vriende het ook bietjie te veel gepaard as ek dit so kan stel. En ek was 23 gewees. Toe het ek nog steeds nie geweet wat om met my lewe te doen nie. So my pa se besigheid was 2 jaar voor dit gelikwideer. So alles het so uiteindelik goed uitgewerk want dit toe die maandelikse sakgeld ook opgehou en ek moes begin waiter intussen en ek dink dis waar mense die harde lesse in die lewe leer. En daai my seker die beste gedoen, want ek het geweet hier's nou geen backup plan nie. Stop nou by my. Ek gaan either hierdie moet maak
gebeur of nie en ek het nou juist nie my graad gekry so ek het nie die beste gevoel toe ek 23 was nie en toe het my verliefde op my nog gelos na 3 jaar het ons uitgegaan en het op daai jong ouderdom dan dink jy die wêreld is oor, het nie graad nie, daar's nie 'n toekoms nie en lang storie kort is ek het na 'n kerk af toe gegaan. Ek het en ek het daar maar nou hy werk ook nou hierso by King Price, hy is ons culture evangelist. Hy mag nou nie hier vir die mense bid in die gange en daai tipe van goed nie, maar hy het my nog gedoop daar die swembad en ek onthou daai volgende dag toe ek opstaan, het ek net dis asof ek 'n nuwe oë na die lewe gekyk het. Ek het dit gevoel ek wil 'n besigheidsman word vir God en dit is wat ek wil doen. So ek wil iets great doen in hierdie land en hopelik groter as net Suid-Afrika en ek het net begin vroeg opstaan en in Johannesburg toe 'n werk gekry as programmeerder en ek het net 5 uur opgestaan en dan elke dag luister ek 'n nuwe boek. Ek het audiobooks later aan geluister want ek lees stadig. So maar dit lyk my ook of jy is vir jou tyd gewees met dit. O ja, audiobooks het nou maar ek het nog series gekoop, maar daai tyd het jy nog jy het audible.com, was nou audible.com, maar ek dink jy het so 'n klein Rio playertjie gekry. So hulle het nie eens, jy weet, jy kon nie op 'n selfoon gehad het of iets. Jy kry letterlik hierdie playertjie wat jy deur die pos kry en dan kan jy nou boeke download op die ding en so het ek net met elke dag in die verkeer luister ek net boeke. Ek dink op baie jong stadium soveel as moontlik probeer inkry kennis wat ek kon en ek is baie bevoorreg om 'n vriend van die koshuis. My kliënte was toe ek nog daai besigheid as 'n sideline. Ek het by hom gehost. Nou hy was toe later te word ook 'n besigheidsvernoot van my vir SA Best, dis 'n ander maatskappy wat ons gestig het. En hy was 'n goeie mentor. Hy was 'n paar jaar, hy's 20 jaar ouer as ek. So hy het klaar deur die harde lesse gegaan in die lewe en hy het ongelooflike interessante lewensstories wat hy al aangevang het in die lewe. En so ek was baie bevoorreg dat hy my kon ook wys deur 'n tyd wat ek nie regtig iemand anders gehad het. Dit is jonk. Jy is nou ambisieus en maak van nul af begin. En vir al die Afrikaners, nee, ek sê weer, want ons weet daai tye ook, dit was nie cool om entrepreneurskap was nie. Dis die ou wat dis moet ek die arme ou wat nie kon maak nie, jy weet. Ek spot al, ek dink al 3 keer op onderhoud gesê, ons het altyd daar in die Vrystaat dan kom jy nou dan sien arme ou Manny wat sy kafeetjie het. Minimaal sit hy op 50 miljoen in bates daai tyd al. Jy weet, jy sal hiervan nou sê ek is gespot toe nou in die kommune, toe is nou die koshuis toe ek nou BA Multimedia, so dat so al my vriende sê ek swat spoeg en plak. Dit was die een ding en die ander ding is in die koshuis net voor ek weg is, het ek die trofee gewen vir least likely to succeed in life. So die ou man het dit vir my gegee. Jy weet, dit is koshuis van 400 mense. So ek is al ongelukkige ou die hele koshuis wat daai trofee gewen het. Dit is maar ek dink al daai goeders help my is vorm. Dit sê ek neem aan is in goeie gees gedoen. Ons niks regtig klas of ek noem dit maar net om ek wou sê maar is 'n soete oorwinning. Dis interessant, maar dit is, nee. Ek dink daai in ons weet dit is al boring om die jy weet almal praat die hele tyd van die industrial mindset. En François van die kerk ook daar gepraat van back in the day, dit was jy het gevang die graad en dan doen jy die corporate en dit was nog okay. Ek dink hier tot ek sou sê ek kon nog daarmee wegkom suksesvol seker tot 2001 waar ek dink as jy's amper 70% was jy alright. Weet en nou weet ons wat die tendens is net mooi die teenoorgestelde nee. So ek dink enigiemand wat teen die stroom gegaan het en sy eie ding doen was die weirdo daai tyd. Maar sê gou vir my, ek wil net wat het jy geluister? Is daar enige skrywers iets wat onmiddellik wat vir jou wat is jou top 5 as ek jou op die spot ek het maar as 'n Marius daai vriend mentor besigheidsvernoot daai tyd hy so 5 boeke 'n week gelees en sy so en hy weet hy moet maar net die top is altyd sê so as hy iets voorstel het ek dit gekry of ek kyk maar wat nuut in die mark op daai stadium en dan besigheidsboeke veral maar ek het Zig Ziglar seker al sy CD's
geluister. Ek het hom verlede week gequote. Is dit? Ek het hom verlede week gequote, yes. En ja, so enige van sulke boeke, ek het dan luister jy dit maar. En so hierdie daar 'n kerk boeke en so aan. Amerikaanse kerke is of? Nee, dit was meer lokaal. Dit is al die dienste wat ek ook gemis het, moes ek 'n bietjie inhaal. En ek het so is al die preke by ons eie kerk wat ek uitgehaal het. En ook 'n paar oorsese boeke, maar ek dink ook dis my nature met 'n besigheidsboek. Ek dink toe jy jonk was dan is jy so spons, jy suig alles op en dan later soos jou familie kry, ek het 3 kinders ook, dan begin jy van die goede vir jouself uitwerk en soos jy die besigheidsbou, dan begin jy agterkom, hierdie is nou absolute snert. Hierdie werk nie, of wat 20 jaar terug gewerk het, werk nie meer nie, en ek het 'n ander siening oor dit, of weet ek daai John Carnegie, hy great boeke van jare terug, en daai goed is nog steeds, ek kan dit toepas elke dag. Daai ancient wisdom wil ek. Ja, ek dink dit, ek vat nie alles as wet nie, ek toets dit en dan bou jy die goeie. Maar wat weer vir my interessant is van 'n suksesvolle ou soos jy, is en ek sien daai tendens, is net daai inherent of soos daai internalized, jy moet leer. Hulle sê ons leaders are learners. en dis net weer eens my bewys dat jy weet die ou wat nie aan die leer is ek's jammer. Ek veral die 21ste eeu wat dinge so vinnig. Ek dink ook so. En hoe meer jy leer, hoe meer besef jy, soos jy sê, hoe minder weet jy. Hoe minder weet jy. Nou jy ek leer. So jy toe nou die kom ons kom terug na die koöperatief, so jy toe nou IT, advertensie, so wat was toe nou, so het ons hier uitgekom weer, tell us sure was toe nou wat jou groot corporate job, sal ek sê, was dit jou main, dit was die pinnacle van koöperatiewe sukses, hoe het jy in die versekeringsgame opgegaan? So ek het 'n programmeerder gekry by 'n programmeringswerk by NetActive. Hulle het dink ek 6 maande na ek al begin het, toe maak hulle toe. Maar dis seker net te voor hulle tyd. Wel hulle het net Florist en die ander wat nog aangegaan het, maar hulle het my afdeling toegemaak. En toe ek weer sonder 'n werk, maar toe kom ek by Otto & General uit. Ja. En ek het toevallig die Saxons se webwerf gedoen waar Doustein daai tyd nog vir Mandela toe ook vir sy huis gewees. Sy huis moes gewees. Ja, so ek het hulle webwerf gedoen as 'n privaat kliënt en ek dink dis hoekom ek maar die werk toe nou by Otto & General. Met obviously iets regs gedoen as Doustein. Ja, ek het 360 foto's daai tyd gehad wat ook nuut was. So ek bedoel en dit was 2000, ja, 2000. Jy's ver voor jou tyd gewees. So maar waar daai idees van, is dit weer die boeke? Nee, daai het ek geswat. Dit is maar net ek koop 'n boek. Maar ek bedoel nou soos besigheidsboeke. Yes, 100% van die ander is dit waar jy jou idees gekry het. 100% en dis hoe ek by Telesure opgeëindig het en ek is seker jare gewerk toe ek 'n webwerf natuurlik ook opgesit en ek onthou ek het nog vir my baas gesê as ek meer leads inbring as die wat ook al hulle klomp brands, weet, dis budget en alles. So ek gee maar die budget brand, ek sal meer sales inbring as wat julle met die ander bemarking doen. Dis die challenge geweest as 'n eksterne. Ja. Nee, ek was toe nou voltyds. Was jy toe reeds in die game? En maar ek bedoel Google daai goeders het net begin. Hulle was nog nie gelys daai tyd en so aan net so dit ek die webwerf meer sales gebring as die res van die besigheid. Leads op daai stadium want hulle het nie geweet hoe om te diens van die webwerf af nie wat later nou eers gekom het, maar toe het ek geskuif van die bemarkingsdepartement toe. En ek dink tot 2003 toe ek bedank daar om voltyds weer met my eie ding te doen. Pragtig. En maar dit was toe nou wat 'n tipe van 'n marketing agency. Nee, ek wou Suid-Afrika se eerste pay-per-click search engine begin het. So dit sê ons het toe funnel.co.za en so dit was gebaseer op algoritmes soos Google. So ons het die tegnologie in Latvië gekoop. So ek sê ons ek het my pa gevra vir 'n bietjie van sy spaargeld en my ander vernoot Marius en ook iemand wat in die nuusgroep IOL was. So dit is 'n goeie, hy's ook 'n goeie entrepreneur, Leon, later gaan hy doen nog baie van hierdie
motiveringspraat en so aan. So ek het hom ook ontmoet, so toe sê jy kos begin 'n search engine, pay-per-click kredietkaarte, daai ding soos wat Google vandag is. En Google het dit net op begin maar en ons wou net 1% van elke land wêreldwyd gehad het, maar ons het die servers gekoop en opgestel. Ons julle wou global gaan. Dit was Ja, so ek wou so half uitgefranchise, maar eerste moet eers werk en die tegnologie was ongelooflik. Dit is presies soos hoe Google's websites daai tyd gelys het en al daai tipe van dinge en maar ekskuus, Latvia is waar Skype vandaan kom. Jesus, ek het eers waar kom Skype vandaan? Is dit daai Hulle kom van nee, maar ekskuus, is daai antivirus sagte waar Kasper ek weet nie man. Ek gaan my nou pla, maar nee, Skype kom van is reglands, ek dink is Finland. Ekskuus, maar anyway, so maar daai ouens was ekskuus, die Oos-Europeërs. Hoekom was hulle so hoekom hulle so gevorderd was? Ons het net gesoek vir en dis waar hulle het gekry. Vir wat in ons budget kon inpas en wat gaan die beste werk. So kon ek sy naam is Vladimir something. So nee, dit was bloot net wat kan ons ouens verstaan hierso, die programmeerders en daai met daai tegnologie kon jy nou net servers aanpak hoe groter jy raak. So jy kon skaal, dit was die een ding. En hulle en dit was soos ek sê, seker daar was beter tegnologie daar buite, maar dit was taamlik gevorderd en dit was so goed dat 2 jaar later te verkoop ons het aan Anansi, ons die lokale search engine. Ja. Maar die tegnologie was net baie beter. So en die nuusgroepe soos iAfrica daai tyd en goed kon dit ook in hulle agterkant gebruik om hulle eie websites en artikels te index, search gewys. So die ouens het dit nie gewees scrollers en al daai tipe van dinge. So toe maak ek my eerste paar rand. Ek kon net my pa met bietjie rente terugbetaal. Ek dink ek het nog so R20,000 wins gemaak, maar maar dit is seker baie goed vir jou selfvertroue. Ja, ek bedoel ek bedank jou voltydse werk en hierdie besigheid begin en weet verkoop vir R2 miljoen. Dit is klaar nou, maar ja, jy het goed gevoel jouself, maar toe begin die 'n groot besigheid. Dit is toe nou SA Best. So ek en Marius besluit kom ons begin, want ons kan nou enigiets dat nommer 1 rank op Google, want ons ken nou al julle is inside, julle voor hulle. So ons het letterlik gegaan van ek dink dit was 'n miljoen, kom ons sê 'n miljoen rand 'n jaar turnover na binne daai 2 jaar en dit gaan na oor 100 miljoen rand turnover besigheid. Ja, so dit was die grootste digitale bemarker in Suid-Afrika. Ons het omtrent in Google se kantore gesit. So hier in lokaal. So die meeste ook spandeer op Google. So ons kon amper enige besigheid nommer 1 of 2 of 3. Dit was die doel. Ons kom na jou toe sê luister, kry my website. Ja, sit ons op die eerste bladsy en hier is die budget en ons het baie gehou van om op performance te betaal te word. So en dit was ook natuurlik baie maar wat was die kriteria? As die ouens is dit actual sales gewees of was dit actual sales. Enigheid van car rental, bookings tot huise verkoop tot goed, maar die grootste en ek dink tot vandag toe nog die grootste fout is die reaksie van wanneer jy lead in kry. En nou ek kyk hier by ons vertel ons binne 10 sekondes. Ek meer dit letterlik op my foon. Ek kan dit so daai het nooit gewerk nie. So later het ek rooi fone in die mense se wel 'n week later is jou nou wel. So ons het gemaak dat ek tot met daai tyd het jy nog 'n SMS vir kom sy huis Pam Golding was op of so dan vir die agent gestuur in die area en dan trek ons daai goed. So ek het in die kantore later aan 'n rooi foon gesit wat sê jy doen net hierdie sales op hierdie rooi foon en laat ons dit kon meet want ons word betaal vir weet die resultate en nie net jy geld wat die later het vir my modelle verander. Maar ek bedoel, dit was die beginsel daar agter. So julle lead gegenerate en die oproep gekom? Nee. Ons moes altyd saam met hulle werk om die oproep te maak. Want jy kyk, julle was naby, julle was by hulle op. Ja, gebeur met daai oproep. Sê hoekom convert hierdie week maar as ons nie daar is nie dan nie meer ek kyk haar rooi foon of hy lei of nie. En maar ek dink dit was ook die probleem is ons het besef jy kan nie ander mense se besighede bestuur nie. En dit het net tyd saam geraak dat die site 80-20 reël. So
die goeie kliënte doen dit goed, maar 80% van ons kliënte het dit net het net die dinge in plek gesit en dit het amper ons lewe geraak om hulle te bestuur. Hulle vat al die wins. 100% en as dit het baie goed gegaan, maar na 2 jaar, ek dink 2006, dis ek terug by Telesure. So ek was my ou baas daar het my gevra om terug te kom. So dis ook bemarkingsbestuurder daar. So ek weet vir die klipkou, ekskuus wat nou nie weet nie. So Telesure het 4 groot brands, of dit nou 15 by, so dis Auto & General, is natuurlik verseker, Budget First for Women en nou en Hippo wat oorspronklik. Ja, maar baie meer, so hulle het Prosper, Unity, is dit al hierdie goeders? Virgin, al daai goeders. Okay, so ek dink op daai stadium was dit amper 8 of 9 brands. Pragtig. Ek het nie besef is so groot nie. So daai is baie meer die ander is kleiner en meer niche neem ek. Hulle wel ek weet Telesure se strategie was vind 'n niche mark en dan via jou advertensie, weet soos First for Women is vrouens seker. So hulle het altyd die pockets probeer nader waar Archer is maar almal net wil bereik met een brand en dit wil die een is nie reg en die ander verkeerd nie, dis elkeen op sy manier 100%. Maar toe het ek 'n bietjie tyd in Australië spandeer via Telesure en ek wou 'n e-insurer gaan begin het vir die groep. En wat is 'n e-insurer? Wel, dit staan daai tyd maar net hoe werk ons sonder call centers en alles is apps. Ja, toe was dit nog nie apps nie, toe is dit online. Dit was net die internet transaksies. Ek dink op daai stadium is 10% van ons verkope op die internet. En waar ek bedoel, dit is nou dink 80% is ten minste begin ergens op die internet op 'n selfoon. Teen daai tyd. En maar toe ek Hippo begin. Vir die Telesure groep. Was dit toe jy terugkom? Ja, so toe ek het in Engeland het hulle Compare the Market. Daar is met die Meerkat, ek onthou die Meerkat, Compare the Meerkat. So dit is ek maar net ons eie naam Hippo geklink soos 'n lokale. Ons dit ek wou net iets van doen. So daar's Elephant Insurance in UK en dit so letterlik dit was op 'n stadium by ons. Wat was dit? Ons het so 'n ander naam uitgedink want toe Hippo is kort, almal onthou is Afrika is authentic. 100%. So daai die naam, iemand anders het die naam gehad, ons moet hom gaan koop, ons het die logo self ontwerp. Ek het programmeerders ingekry wat glad nie 'n skoor was van Telesure op daai stadium nie, want dit was deel van my frustrasies. Hulle het nie kapasiteit gehad om enigiets uit te rol in die volgende 4 jaar nie. So ek was my span toe nou bou maar toe launches dit onder 'n advertensie budget as ek dit so kan stel en dit was toe 'n groot sukses en great besigheid vandag vir hulle en en hier by 2008 rond het ek net gevoel ek het regtig op my hart gevoel. Dit is nou tyd om iets te gaan doen. Ek het nou genoeg geleer. Ek kom my entrepreneuriese gees. Ja, en intussen het SBS aangegaan, hè. So my moeder het gehardloop so dit was ook nie meer van die finansiële redes moet bly nie. Ek het 'n familie gekry, my kinders is gebore. En ek kon net nie meer weet. Nou was dit meer daai self-actualization. Dis nou daai waarvoor staan ek op 100%. So ek op daai stadium ek tweeling seentjies gehad het. Hoe is hulle? Hulle is nou al 11. Is dit so 2007? Ja, so hulle 100%. Ja, my like nie hy word 11 nou einde van die maand. Dankie. En die een het bietjie probleme gehad. Hy was sy eerste 6 maande vir baie operasies gehad en Swan gesond vandag en alles. Maar dit 'n bietjie laat wat ek in perspektief van dinge gesit. So ek het letterlik my boardpacks gedoen uit die hospitaal uit en so sy dekdarm is weggesny. So hy het amper was soos koliek vir die eerste 3 jaar. Jy weet 40 nappies 'n aand. So ek het my vrou nie geslaap nie. En jy kan nie 4 uur opstaan, Johannesburg toe ry om 5 uur te wees en dan die aand 8 uur terugkom nie. So ek dink ek het 'n breek gevat op my lewe gesê. Dit is waar is daai halftime ding. Ja. So ek het en toe besluit ek weet my passie was om ek wil graag 'n versekeraar begin, daai e-insurer droom. Maar jy het nou want alles het net bymekaar gekom. Jy het jou IT skill, jy het verstaan hoe werk jy het verstaan hoe werk die internet. Jy weet en search, jy het 'n passie vir
ontwerp, so natuurlik weer die kosmetiese kant van die webwerf. So ek kan net sien hoe alles actually so perfek by mekaar pas in daai opsig. En natuurlik entrepreneuriese gees van ek wil my eie ek het dit geonderskat. So ek het as jy weet wat jy nou as jy toe geweet wat jy nou weet tipe van ding. Ja, dis ek wel hoe dit nou hier op eindig is. Ek het gedog toe dit sal 'n jaar vat. Dan kry mens nou die fondse en dan begin jy nou 'n nuwe versekeraar en maar waar het jy gedink gaan jy die fondse kry? Ek het gedink ek gaan maar jy bel 'n paar ouens. Ja, bel 'n paar ouens. Ek het geweet dit gaan 'n paar ouens soos ek nie ken op daai stadium nie want dit kos maar baie om weet die fonds moet baie wees, maar ek het intussen toe nou maar met my eie geld begin Dis dit SA beste geld. Ja, so ek het wat jy nou opgebou oor tyd en ek het toe nou programmeerders begin kry en so maar daai rekening raak ook dure weet maar jy het nou op die payroll en hy tik nou maar presies en later dan is jy nie meer 3 mense nie, jy's nou 13 mense en jy het servers nodig. So ons letterlik 'n servers in 'n garage gehad, dit was nog net hy fisiese infrastruktuur wat vandag lag ouens. Yes, presies. Dankie tog vir die klap. En ek het begin beleggers gesoek. Dit het 4 jaar gevat, nie 'n jaar toe nie. Dis ook nou by Morgan Foundation uit opgeëindig het éventueel. En maar in daai proses, ek dink by pitch nommer 26, dit raak ek so frustreerd dat ek sê vir myself en dan doen ons dit self. So toe ek het 'n trok maatskappy begin wat steenkool aangery het. Ek het 'n logistieke maatskappy begin. Ek het ekskuus ek vir was nou om reserves op te bou vir jou. Ja, ek het goeie hemel, so dit is fokus hier. Ja, so ek het al 2 jaar dit hierdie niemand gaan geen en is die as dit vat met plan nie. Hoe het jy dit geweet? Vir 'n feit. Wat ja, my so wel ek het die besigheidsplanne gebou vir van die Teleshore brand. So ek weet die model werk, maar ek bedoel as jy 70% van jou geld waarvoor jy vra gaan spandeer aan advertensie wat jy eintlik plaas vir 'n brand. Ja, dis baie uniek en jy moet regtig groot geloof hê in die span wat dit doen. So ek verstaan die dilemma. En dit weet sê elke ou wat jy aan sy deur klop daai tipe van geld het, want die ding is wat praat ons? Kan ons 'n bietjie dieper delf op so ja, daai tyd het ek gevra vir 300 miljoen, maar ek het geweet niemand het gebou vir regtig 'n biljoen rand seker die regte ja, dit is vir dit kos. So ja, dit is so groot. So jy het ou gesoek met vir 300 miljoen. Dit was werksbruikbaar. Ja. En jy sê 70% van daai geld sou in jou basies Google FSA beste. Maar is dit ek reg as ek sê ek verbeel my jou grootste is in Engeland. Jy het mos nou compare the market wat direct line jy het go compare. Yes. Ek dink hulle is die grootste spandeerders nog op TV. Ja, aggregators. Om daai en dit almal irriteer hy uit jou uit om dat jy hulle onthou vir die verkeer. Ek dink go compare is 'n opera sanger. Almal vir die ou bom. Jy weet doodskiet want hy go compare maar okay, so hulle is nog steeds die grootste. Ja, is maar die supermarket, nee, wat hulle het weggespring. So al hierdie ouens is dieselfde model, die gros van daai ding is hulle spandeer. UK is 'n bietjie anders. So nee, ek dink UK is net baie erger. In die ander lande het hulle nie sulke groot aggregators nie. En die versekeraars speel nie noodwendig op hierdie middelman platforms nie. So dit is regtig in Brittanje net baie erger as in die ander lande. So in Suid-Afrika is daar nog nie regtig iemand wat die Hippo model kan ek sê gekap het nie. Dit gaan kom. Maar ek dink daai het ook 'n leef. Maar jy gaan nie 300 miljoen nodig hê nie, jy gaan nog meer as dit nodig hê as jy wil kopie. Nee, die versekeraar begin soos oor jou reserves op die mark. Jy moet hou van die risiko's wat jy skryf, jy solvency, jy moet jou versekering lisensie kry, jou FSB en daai tipe goed. So omdat jy met al hierdie karre wegmaak en goed wat jy verseker. So versekeraar is baie duurder model as wat jy 'n middelman is en maar daar is jou marges baie klein. Jy gaan altyd moet betaal vir die advertensie op 'n TV. En jy gee daar 'n lead aan vir die versekeraar en die versekeraar betaal jou per lead. So ek het altyd ook geweet as jy nie die onderskrywer is nie, gaan jy ook nie veel kan verander nie. So jy moet die risiko kan onderskryf. Jy moet jou eie lisensie hê. Jy moet nie 'n makelaar wees nie as jy wil skaal. Yes.
En ek wou graag ek kon net nie verstaan hoe kan mens versekeraars elke jaar net die premies opsit en as die bate verminder ek sou nie elke jaar is, maar ek kan daai som maak. Die risiko maar met die waarde moet verminder. En jy weet ek wou dit graag toets in die mark. Dit wêreldwyd niemand. Maar is dit iets wat jou uit 'n waardesisteem geplaas, 'n persoonlike waardesisteem, of is dit 'n kwessie van ek sit hier, ek weet my kar se waarde is hy's 20% minder as ek kom uitry. Dit is seker beide. Dis 'n kombinasie van so by advertensiekop sê altyd vir my dis nou 'n unieke manier om dinge te doen, maar nee, ek dink wat my kwaad gemaak het is daai ou tannie wat sit in 'n en net omdat sy nooit inbel en elke jaar deur haar polis dokumente gaan nie, beteken dit nie jy kan nie elke meer. Ja, en ek dink dit is wat my gepla het en daar is met IT sou 'n groot probleem daai tyd gewees het. Byvoorbeeld, so maar ek het regtig geglo. Die ander groot ding is versekeraars praat nie regtig met hul kliënte nie. Want elke keer as jy 'n kommunikasie uitgestuur het vir al daai tyd, dan gaan hy kansellasienommer op. Ek hoor hulle sê engagement se vloekwoord in die sê en ek kon dit nie verstaan. Hoe kan jy nie met jou kliënte praat nie? Dit is dan doen jy iets verkeerd. So ek het altyd geglo van as jy die regte besluite maak vir jou kliënte, sal dit goed gaan met jou besigheid en jy moet met hulle kan praat. So ek wou graag hierdie model ook in die mark toets. So ja, so 'n bietjie van beide. Dit is sommer net besigheidsreëls dink ek in die algemeen en dan doen wat reg is. Ek dink dit is nog So wat as ek dit kan opsom vinnig. King Price se USP is daai digitale element, die online en dan nou die feit dat hy die premie verminder, maar die bate verminder. Dis die unieke twee goed wat gekombineer word wat jy na die mark toe gebring het. Of is dit 'n oorvereenvoudiging? Ek dink is in die mark definitief die premies wat verlaag het. Dit is as jy uit 'n advertensie oogpunt dan kyk wat maak ons produk anders as die res is 100% reg. Ek dink tegnologie wat ons in al ons produkte of dit geboue is of waar ook al wat ons inbring. En ek dink dit is, maar as jy my vra wat maak ons uniek, dink ek is soos jy hier deur die kantoor loop. Ek dink ons kultuur van goed doen. So ons wil alles vinniger doen met skaal en daarvoor het jy tegnologie nodig wat goed makliker kan maak, vinniger besluite kan neem en dat jy geniet intussen. Ek glo as jy gelukkig is by jou werk, is jy net baie meer produktief. So maar ek persoonlik wil glo dat ek kry 2 keer meer hier iemand uit as by ander plekke en mens kry daai engaged staff, nie engaged staff, ek het seker toetse gaan doen en weet ek het al vir mense gewerk waar ek het die toetse daai tyd gedoen nie, maar ek seker is onder 40% wees, waar as jy nou dink net by jouself, as jy by 80% uitkom, jy dubbel die werks mag, as ek het so kan stel, met minder mense, dit moet werk, as produktiwiteit goed is, en as jy toch kan meet sonder ou systeme, so 'n ander ding is, ons doen die PowerPoint presentations van 3 maande terug se grafieke mee nie. Dit is elke minuut kan almal sien in die maatskappy waar jy is. En ek dink as jy nie dit het nie, dan raak jy agter vir die toekoms. En so jy kan nie meer jy vat klaar te lank as jy weer 'n maand terug se statistiek moet besluite op nou neem. So ek dink daai is eintlik wat ons uniek maak, maar jy sien dit weet met die produkte en al die ander goeders daar buite, maar ek dink dis definitief ons kultuur en hoe ons gedoen. Nou die engagement, ek wil wat nou 'n great voorbeeld seker is julle radiostasie wat jy vir my gewys het net nou. Dis nou klas. Ek wil een vorm van engagement. Ja. Wanneer het julle die radiostasie? Wel ons het so 2 maande terug beplan en verskeie kere agtergekom. Ons het hier so 'n paar probleme soos jy weet jy moet 'n soundproof room hê en al daai tipe van dinge. So ons is nie in julle radiostasie. Nee, as is nie. Ons is in die boardroom. Wat soos jy gehoor het, hy het vanoggend weer afgeskop. So kom ons kyk hoe gaan dit hierdie keer. En is ook wat nice is jy speel verskillende musiek ook, nee. Dis vir almal te kyk. Elke vloer het sy eie amp en hulle kan hulle eie musiek speel. En daar's net sekere tye wat hulle uitsaai. So dis ek moet sê tussen 8 en 10 en dan so 'n program wat almal weet dit al die toekennings en as daar 'n nuwe produk is en ons
ietsie weet, dan sal ons dit daarop sê en van oor die algemeen, jy weet, soos ek sê, deel van hoe kom ons almal werk te kom elke dag is om bietjie genot te kry en goed te doen. So vertel my, ek wil bietjie dieper ingaan in hierdie engagement. Wat vir my het gepraat van genot wat vir my snaakse stories wat jy my vertel het is hoe daar superhero pakkies daaronder. Wat ek dink my laaitie sal jaloers wees is hy daai collecties hier op collection. Maar jy het gesê ouens het nou eendag is bietjie stout gewees en toe rook hulle waar nie moet rook nie, sit hulle die sprinklerstelsel af en hulle is toe gestraf. So vertel 'n bietjie Klipkous hoe hulle gestraf is. Gelukkig is die sprinklerstelsel nie afgegaan nie, want daar was die rekenaars ook in hulle doen dit. So alarm het dan. Ja, nee, alarm gelukkig. Ja, so hulle was op die selfvloer en dit daai viper rook, maar dit werk toe die alarms gaan af en vang ons hulle op die kamera en ag dit was net dit was op aantrekdag gewees en goed, so ek het net nie reg gevoel om die dissiplinêre roete te gaan nie. So ek het maar net 'n foto van hulle waar hulle so skuldig sit en rook op die vloer vir die maatskappy gestuur en sê kom kry jou superhero pakkie en dan gaan julle na elke afdeling toe en vra om verskoning en dan hulle was toe sport en het dit nou gedoen en dit het toe eintlik in 'n lekker maatskappy gees toe nou ontwikkel en hulle het ook toe na die tyd vir die maatskappy so ag jammer sê en ons doen dit in van. So dit het eintlik goed uitgedraai en ek dink dit is daar's 'n textbook reël van hoe om goed te doen en dan weet soms kan mens goed baie beter hanteer as mens net en jy dieselfde uitkom. No, absoluut. In ieder geval 'n beter uitkom. 100%. So dit is een van daai voorbeelde. Dit beteken nie ons het nie reëls en die resie maar soms kan ek bedoel dis kom common sense daar. Dit is soms moet ons jy hoef nie alles volgens die boek te doen en rooi tape en al daai goeders altyd doen. Ek kan nou dink as dit die sprinklerstelsel was, is dit dalk 'n Superman pakkie aantrek en probeer vlieg hier van die vierde verdieping. Ja, dit sal ja. Dit sal die voorwaarde wees om dit is die sprinkler. Maar miskien op 'n punt wat relevant is so dag 1 toe ons begin het ek performance contracts uitgegooi. So ons het ons werk in die aandeelhouers ooreenkomste en restraint of trades. Ons gesit dit. So ons het nie restraint of trades nie. Ons sal nou met die aandele skema dit vir paar senior mense inbring, maar oor die algemeen is dit almal weet wat hulle werk is, almal weet wat hulle taak is. Jy kan elke minuut sien waar monitor almal so daar regtig nie wat my regtig frustreer het in my vorige korporatiewe werke was om een keer 'n maand hierdie performance appraisal te hê van iemand so 'n penny wat ek dink hy self eers weet verstaan noodwendig wat aangaan die pipeline en al daai goeders en ek het gedink dit is nerd. As jy vir 'n ou onmiddellik terugvoer kan gee van hoor jy het 'n great meeting gehad maar jy kan dit al tweak of kom ek help jou met hierdie werk. Ek dink daai oop deur en jy kan die hele tyd met mense man wees daar vir hulle. Jy kan nie een keer 'n maand met iemand sit en nou gaan jy deur 'n papiertjie werk, jy kan aan jou EQ werk of daai tipe van dit het nogal goed gewerk. Ek moet sê almal verstaan dit en dit is prakties en daar's altyd 'n oop deur om na te kom en dis maar net 'n voorbeeld van waar ek ook dink weet van die maatskappye is vas aan ou reëls wat ek dink meer tel vir nuwer maatskappye nie. Maar ja, ons gaan ook daar, jy het in die begin toe ek 'n bietjie rondgeloop met die oop plan wat jy ook gesien het wat jy opgetel het gewerk, so ek bietjie ook daaroor gesels, maar kom ons gaan net so 2 tree terug. Ek wil terug gaan na daai 26 pitches. Maar ek wil dis 'n ding wat Suid-Afrika. Dit was halfpad. Ek het opgeëindig met 43. Goeie hemel, 42 pitches. Dit is toe ontmoet ek vir Mergon. Dit is 'n incredible dis net 'n inspirasie van aanhou. Of Mrs. Dom en jy weet nie wat om man ja, ek was as ek dit lyn nee, dis 'n ding lyn. Dis kry jy nie die boodskap van jou grootte. Maar verskriklik is my inspirerend. En ek dink veral Suid-Afrika, ek praat verlede week met 'n ou. Snaaks ek gaan hom actually het ons onderhoud met doen, hy is in Swede, maar hy sê hulle is van die eerste ouens wat Afrikaanse ouens wat jou en dit het my baie aan jou dink, wat hulle het gegaan het jou wat was die crowdsourcing platform, wat was die eerste ene?
by Silicon Valley gelaunch het. Ag man. Ag ek het nou vergeet, maar jy weet, die platform waar die publiek kan hulle R100 insit en die publiek van daai ja, en hulle het toe na die Amerikaners toe gegaan daai tyd. Dis die Amerikaners nie, hier is net oop vir Amerikaanse maatskappye. Kom hulle gou agter die tegnologie bestaan nie buitekant. Ja, Amerika en hulle het dit toe geloof, suksesvol. So hulle wat hulle doen, hulle is nou die Europese weergawe van daai en maar die ouens kry Chinese en ook en al daai ja, so die ouens, maar die ouens wil nou maar die Afrikaners wat ek agterkom, ek dink wat enige Afrikaner of Suid-Afrikaner wat halwe brein het sal weet dat banke het nie daai venture capitalists. Hulle is nie pro besigheids wat hulle maak. Inteendeel, hulle is laer risiko. Hulle is 'n manier wat dis so as hy dink jou besigheidsplan het geen risiko, dan gaan hy vir jou die geld. Dit is altyd sê die ou wat nie nodig het om 'n lening te kry, weet bied hulle mos altyd 'n lening vir hom. Presies. Maar nou kan ek sien daar's meer en meer ouens in die buiteland wat sê luister ons sit op groot geld in die buiteland. Jy moet net werk met of self die Afrikaner daar wat weet dit is nie so groot risiko om in Afrika en alles tekens besigheid te doen nie. En hulle is daarmee besig, maar so my langpunt is ons weet die venture capitalist kultuur, ek dink was iets wat aan die opwarm is. Ek dink dis in pockets, maar dan is dit aan die ander kant, hoe het jy te werk gaan? Dis actually my vraag. Hoe het jy 43 geleenthede gekry om te pitch? Weet dit op sigself is nee, ek wou as jy vir 4 jaar besig is en al jou vriende begin worry, jy gooi al jou geld weg en jou skoonouers begin bel mense jou. Hulle jou maat gesê ek wil jou lei gee. Sag ek tel maar mense ek het almal geken wat ek vandag ken, maar so die helfte dink is bietjie mal, ander helfte dink en ek dink as jy so jouself brainwash met al daai boeke, as ek dit so kan stel, dan in die goeie sin van die woord. Ja, maar ek dink letterlik soms is dit goed om nie te weet wat jy nie weet. Ek dink as ek nou moes gedink het aan byvoorbeeld die FSB reëls en die herversekeringsstrukture agter dis die deel wat ek nie geken het daai tyd nie, maar ek het altyd geweet mense hulle plan maak, weet, en as ek nie ophou nie en aanhou, dan kan ek wil die ergste wat kan gebeur is ek begin oor en ek ry 'n fiets ergens en dan draai mens maar weer. So niemand gaan doodgaan nie. So ek dink maar so daar is 'n bietjie van hoe kan ek sê jy weet nie alles nie en jy's hardkoppig in 'n manier, maar vir die goeie goed, jy glo regtig in hierdie idee. Maar ek dink ook is 'n fine line. Ek dink jy kan regtig en ek bedoel dalk was dit as dit 80 pitches was ek nou nog seker daar buite. Ek wou sê dat jy dalk sê ja, dalk is nie so 'n goeie idee. Maar dit het goed uitgedraai. Ek het geglo dit was absoluut wat ek moes doen. So daar was ek geen manier dat ek sou ophou nie. Dit is amper so kan ek sê lewensmissie gevoel. Om te voel dat ek moet op sekere begin en dis dit en ek kan net sê in daai pad hoeveel deure oopgemaak is. So daar's regtig weet ons met polis en al begin. So ons klomp wonderwerke in die proses. Maar vir die een goeie ding wat ek geleer het is ek weet kan vir jou nou al sê wat ek kan in 'n plek instap en weet ek hierdie is 'n banker, hierdie is 'n bemarker, ek kan 'n idee baie lekker so. Ja, ek kan 'n idee pitch en IRR calcs is wonders. Ek dink dis wat jong entrepreneurs of as hulle net net die basiese formate. Ook as ek idees kry nou, ek sit vir 'n Excel, hiersoos vir die eerste 3 jaar wat kry ek terug, vergee weg, hierdie is die IRR opbrengs op jou geld. As jy net dit kan doen, maar niemand leer dit vind jy dan maar uit in die prosesse van nees en ja's en goeders en ek kan eerder my geld hier anders belê as hier en ek dink is mis daai opstootjie vir jong entrepreneurs kan gee van oor jy hoef jy al 100% jouself te hê nie. Jy kan ook nie verwag om 20% weg te gee vir hierdie baie geld as ek bedoel daar's net so 'n paar sulke guidelines vir die ouens. Ja, want ek dink want daar's meer as genoeg idees op buite. Daar's meer as genoeg geld ook op buite. Is net om die regte formaat te kan sit en dan die regte span en swant te hê om dit te maak werk. So ek het baie van daai lesse geleer in my jare. Soos ek spyt oor niks. Ek dink mens leer bietjie uit alles uit en
net bevoorreg dat eventueel het dit daarom uitgewerk. Hoorie, kan jy aan sê maar 2 geleenthede uit daai 43 is ek wil sê was daar bemoedigende nee. So ek sê wat is jou mees memorable jy's maar in jou kop oomblik en wat is daai mees memorable luister amper om deurgehak in Wel ek dink almal was bemoedigend want almal het weet non-disclosures geteken na die tyd eksklusiwiteit periode so 'n pitch is net 'n pitch is dan die 3 weke daarna sit jy met die finansiële bestuurder en al die op wie ook al hulle inbring prokureurs en so ek dink elkeen was bemoedigend. Hulle gee jou feedback daarom. Kon jy daai feedback gebruik? Kon jy tweet met hulle? Ja, so en almal was dit was either meeste van dit was maar net hulle het nie aptyd vir hierdie venture capital nie. Weet hulle sal inkom op tweede fase of so. Ek dink daai was daar was nooit iets sleg van die idee of so nie. Ek dink dis seker bemoedigend. Nee, dit was altyd level 2 is ons altyd. En onthou die mense sien dis groot en ek dink dat die ouens wat ek daai tyd voor dit was nie die biljoenêrs as ek dit so kan stel nie. Dit was jy moet ook weet waar jou sakke nie diep genoeg is, jy weet. So alhoewel moet baie wees om hier in te kom of want 10 as hierdie weet ek die ander reël wat ek geleer het kos baie keer meer by the way. En sommer as 'n algemene reël vir enige aan huisverbetering wat al jou budget betoon. Entrepreneurs is baie positief. Ek dink die realistiese manier is om soms net weet te sê ja, maar plan vir 2 en weet wanneer om die plak te trek as ek dit so kan sê, maar alles was bemoedigend. Ek dink die een wat regtig nie was ek het die oud ek het 'n pitch gedoen en hy het aanhou tik op sy foon en ek kon sien hy is glad nie in hierdie meeting nie en ek het net die laptop neergesit en gesê dankie vir jou tyd en uitgeloop en jare na ons gelaunch het daai selfe ou my ge-email weer. So daar was sulke oomblikke ook wat het hy gesê want jy het actually vraag uit my ek dink hy was verbaas dat ek opgestaan het daar's ook ek dink daar's dis nie maar dis nie sê is arrogansie maar soos ek bedoel ek sou die algemeen baie ek bedoel almal is vir my dieselfde maak nie saak of jy skoonmaker is en of ek hanteer almal dieselfde en dit was net vir my ongeskik hoe hierdie ou mense hanteer dit en ek dink mens moet nie 'n vloerlap wees nie. Soos ek het net gesê weet jy wat jammer ek vat die tyd ek my laptop gevat en toegemaak en uitgeloop maar nie op 'n lelike manier. Jy weet so dit was Dis my Hollywood moment ja, ry my huis toe goed en ag daar's baie sulke jy weet ook as jy herversekering gekry het op my kar se venster. So ek het al die geld gespaar net om in hierdie besig on kick price in daai tyd in te sit. So ek het die huise gehuur plaas van koop so laterand. So ek het elke liewe sent wat ek kon na ingesit en ek onthou ek kon nie my kar se venster regmaak nie. Ek het ook geweier om 'n nuwe kar te koop totdat ek tot ons nie weet ons gaan launch nie en toe sit 'n donderstorm op pad Johannesburg om herversekeraars te sien toe en ek dra nie normaalweg suits nie maar ek weet vir die Duitsers moet jy 'n suit aansit en so ek het daar ingekom in die meeting helfte van my pak was nat en die ander helfte was droog te verduidelik ek hulle die situasie en hulle het 'n goeie gees gevat en gelag en maar ek bedoel jy weet moet net nooit opgee nie weet maak nie saak wat die situasie is so daar's ook daai oomblikke wat jy bietjie lag vir jouself as jy sit nou reën en jy dink vir jouself jy kan either nou omdraai of jy bemoedig jouself maar en praat met jou skepper dit word sterker jy stap sterker weg van dit dis regtig inspirerend Gideon ek is mal hieroor sê vir my so hoe het jy toe by Mergon, hoe het jy by Franschal uitgekom? Ek het vir Gouchee geken, hy was hy vir Deloitte Consulting gewerk en toe ons op het stadium die lewensversekeraar daar begin en vir so Brain Tank wat ons daar begin het voor Hippo ook nog het ek vir Gouchee ontmoet, so hy was voltyds toe nog uitgekontrakteer aan Terry Shores, ek en hy het baie saamgewerk van die projekte en ons het baie van mekaar gehou, hy is toe heel in 'n ander rigting en
ek het destyds toe nou bedank ook en ek dink eers in 2011, 4 jaar later vandat ons niks van mekaar gehoor het toe kom sien hulle my vir die SMS besigheid, vir 'n ander besigheid wat hulle die advertensie wou gehad het. En dis toe ek nou hoor wat hulle doen en en toe het ek die idee verby hulle gehardloop en toe het hulle 'n jaar lank due diligence gedoen. So hulle is deeglik as hulle gedoen en en ek dink in die begin, ek het so stilte tyd boekie. Ek het gebid baie lank vir vennote wat dieselfde voel oor Suid-Afrika en om 'n verskil te maak. En om dood eerlik te wees, ek sou enige iemand met geld op daai stadium gevat het. Ek is so moedeloos na 4 jaar, maar dis ongelooflik hoe dinge toe nou na al hierdie na 4 jaar dat jy toe nou uitdraai om vennote te kry in 'n besigheid wat ook 'n verskil in die land opmaak en natuurlik dieselfde voel oor die lewe is. Ek dink alignment is een van die belangrikste goede. En die proef is in die pudding. Is dit nie ek wil ons kan nou allerhande mooi goedjies sê. Ja, die proef is in die pudding en dit is presies wat hierso aan die gebeur is. So, kom nou ek wil gou King Price die naam en dan wil ek terugkom na jou. Jy het nou gesê zero policy, ek nie mos wat is die terminologie, soos in ons het niks kliënte gehad nie. Dis actually zero kliënte. So nul begin. Nul begin. So ek wil 'n bietjie dieper delf met hoe jy aangestel het, hoe jy kyk het. So maar waar kom die naam vandaan? Wat is die storie met? Dit is so toe ek nou by Teleshare was dit op Bepo. Want ons moes nou al die brands daar gehad. Ek gesê budget doen die beste vir almal. Maak nie saak wat die pryse is, die mense klik meeste op budget. Wel, ek kies eerstens op prys, maar ek sê altyd hulle van die goedkoopste trusted brand vir versekering. So op Auto Trader en daai goeie soos 'n budget advertensie gehad in 'n First Home en as op budget altyd die foon dat meer lei. En so ek het agtergekom die loyaliteit van versekering 'n brand is nie so groot nie. Ja, net solank mense weet hy kry 'n goeie betaal as die en ek bedoel alle meeste ek bedoel dis gereguleer. Dis nie meer soos die ou cowboy daar iemand uitbetaal. Ek bedoel dit is absoluut maar die persepsie van hier's 'n beter deal as dit dan tel baie. So ek het geweet maak nie saak wat nie in die naam, weet dit gaan nie nog 'n hypo wees. Ek het dit besef en ek het besef omdat ons met so min as moontlik geld wil laat maak, moet prys in die naam wees. En dan het ek net lank gesoek vir dis jou advertensie natuurlik ondervind ek seker. Ja. En dan natuurlik jy weet om my game te speel met soos hy copy, né? Ja. Wel en nee, jy moet kan lewer ook. So dit moenie net maar ek het regtig gedink ek het so sterk gevoel oor prys. Dat versekering gaan maar so is die beste ware dekking vir mense pryse. Dit moet ergens in die naam wees. En toe het ek gedink aan King Sports in Durban te klein was. Dit was altyd dit is voor Mr Price Sport en al die ander ouens. Ons is altyd King Sport en tog is die grootste sportwinkel in die wêreld. Dit was nog klein. So ek dink ek Price King. Okay, kom straat Price King en dis al te veel maatskappye wat die naam het. Toe dink ek wel King Price. Kus draai dit en dis daar 'n ou in King William staan, as jy neus nogal gewees het. Ek het ons gevlieg King William staan toe om te kyk. Nou hulle het bestaan nie. Dis ek dinge eintlik maar toegemaak en moes 'n lang motivering skryf hoekom ek graag die naam wil oor hê want hulle stuur ons nou uit na die maatskappy toe vir terugvoer. En toe kry ek die naam en toe het ek die .com gekoop. Ek weet as ek die .com kry, dit is kans goed dat .co.za was beskikbaar en ek het omgekoop en internasionale aspirasie. Ja, en toe ek kon onthou dit was amper 'n huis, wel 'n klein huisie se prys. Ja, ek bedoel dit is moeilik as jy vir jou vrou sê, gaan nie 'n huis koop, ek gaan hierdie .com koop. Ja, so ek koop ek 'n domein vir baie geld. Toe ek aan my naam en ek kon toe by Adams sit in die weet jy ten minste die logo registreer trek maak en al daai goeders. Dat as ek nou begin pitch dan is dit daarom daar. So ek het al daai in die IT en goed in die agtergrond begin bou. En ek dink dis ook waar entrepreneurs soms weet in die proses kan jy verder gaan. Weet jy kan daai bietjie werk. Dis sê daar's ek wil sê jy gee 'n bietjie vir jou beleggers 'n bietjie peace of mind. Ja, jy gaan nog steeds 100% en jy weet Mr Price, ek dink aan baie van daai pitches vra hulle wat gaan Mr Price sê. So ek dink nee, hier is hy terugvoer gewees, is klaar gesorg en ek dink dit gee baie
vertroue. So die naam het absoluut net dit was oor die pryselement. Ek het gevoel dis hoe ons dis waarvoor ons staan en dit is die naam en dit moet in die naam wees. So dat dit nou maar net so kon seker maar as wel nie Mr. Price was dit dalk Mr. Price en ouens by die konferensies spot ons altyd sê ons is King Pie. My kinders het my ook al gespot oor dit, maar dit werk vir ons. Maar dis weer eens interessant. So wat ek mal is oor die storie is dat jy het ek sê 'n funksionele kant wat price budget daar's buyer psychology agter. En die ander kant sit sentiment. Van Durban daar. Is dit nie? So dit is my baie nice dat dit is nie die hardcore besigheid of dit net toevallig 'n lucky guess nie. So okay, so die naam is toe nou in plek en so hoe werk daai proses? Merk ons sê lekker wat is jou bankrekening? Wat het gebeur van daai oomblik wat die geld die bank tref? Hoe lyk dit? Kry jy alles op een slag? Is Nee. So verduidelik vir ons 'n bietjie daai hele proses tot waar jy nou hier reg is om by 'n nul kliënte. Maar dit was ook 'n goeie leerskool. So die een ding is wat ek dink Mou nog baie goed doen is hulle is deeglik. So weet my DD in die ou dae was ek gaan drink 'n bier saam met 'n ou. Okay, ek vertrou jou of nie. Yes. Bietjie van sy agtergrond, handshake en dan doen jy hierdie transaksie was albei natuurlik baie groter. So dit was 'n jaar lank. So jy gaan sien Adams oor hoe jy die rates bymekaar gekry het, oor jou trademarks en alles. En dan sien jy dan sit die ouditeure, dan sit die aktuaries, dan sit die reservering. So dit's 'n lang proses wat ek en background toetse, as die geometriese toetse, goed, ek dink dit is 'n bietjie ver vat, maar maar ek het baie geleer in die proses en dan sit 'n drawdown en ek bedoel daar's baie terme, ek dink as jy deur die aandeelhouers ooreenkomste werk en weet ek bedoel ons moet 'n deal gemaak het daai tyd, weet wat gee jy nou weg? Ja, 100% vir wat se aandeel. Ek sê dit is 'n regtig lang proses, amper 3 keer weggestap. Ons en hulle. So dit is So van daar is dit deel van die jaar van die besluitneming of was dit eers 'n jaar voordat ek sê kom ons begin so ek het intussen toe nou ander kleiner beleggers in my maatskappy ingetrek wat Dit was die IT en goed kan klaar maak. Ek geweet ons kan die launch tot ons nie 'n groot belegger ingekry het soos Mou nie. Maar ek het nie opgehou nie. Ek het aangegaan en mense gekry het. So ek dink so 2011 hulle gesê hulle is in en dan dis die eerste drawdown nou om dit reg te kry vir launch. So is die lisensie in plek. Is erfversekeraar aan boord. Ek wil sê is KPIs wat in plek is vir jou geld. En is hulle nog reg vir Junie en toe Junie kom toe trek ons die sneller toe gaan as en dan gaan jy maar volgens die drawdown nou in die skedule. Dis nou ook die finansiële jaar, nee, wat julle die begin van die nuwe ene wat jy sê Junie, hoekom Junie? Ja, ons het ons dit gekies. Wel, Junie was enige tyd daai tyd. As min of meer of dit nou Mei was en of dit Julie was, seker nie die einde van die wêreld gewees. Ek hou van finansiële jare wat eindig Junie. So Julie sou actually 'n baie beter tyd gewees het, maar ons was reg en weet jy moet ouens oplei en al daai goed ons was dan nie baie nie, maar 20 ouens sit en niks doen weer vir 'n maand nie. As dit tyd is om te gaan dan. Jy moet die TV's vooruitboek, jy moet al daai tipe van gedoen. So dit baie stadiums vir elke maand wat jy nie launch nie, kos dit jou geld en ek dink kredietwaardigheid en almal wil dit ook sien gebeur, maar jy kry ook nie launch jou IT en al daai goeders nie op plek. Is so ag nee, dit universiteit en ons het gelaunch. So hoe daai span gelyk? Daai 20 mense en ek ons nou met 'n lekker drive kom. Ek wil terugkom na engagement. Weet ek jy gesê wat julle goed doen. En so hoe lyk hoe daai span gelyk? Hoe het julle gerekruut? Hoe rekruut julle vandag? Dit het baie verander. So op daai stadium het ek maar uit al my so op 'n stadium het ek 14 besighede gehad. 3 het gewerk, so ek sê nie sexy baie suksesvol nie, maar ek bedoel dis wat entrepreneurs doen. En ek het altyd my topouens gehou en dan iets anders begin. So ek het selfs trouensverhouding gewees. So ek het die mense wat in daai tyd saam met my nou think tank, dis 'n advertensieagentskap en daai 4 jaar met die terwyl jy pitch, dan kry jy mos maar hier en daar 'n ou wat saam met jou werk. En as ek iemand nodig gehad het, so ek moes byna kry by die claims, ek moes net begin
terwyl ek pitch met ook my spanband wat ons reg is. So ek het daarso meeste van die mense ontmoet en uit van my ander besighede en ek dink toe ons nou launch toe ek baie van my ou werknemers gaan haal. Ek bedoel dis nou 5 jaar later en elkeen wat ek gevra het oorgekom. En baie vir hulle vir minder salaris selfs. So hulle weer eens daai hulle het in jou vertrou, hulle het jou integriteit vertrou. Ja, ek dink mense kom ook by 'n stadium wat dit geld soek nie alles nie. Hulle is vir van net heeltemal iets anders. En so baie van hulle is daaruit maar ek het glo nog steeds van ek noem dit shop blind is ek dink as so baie helfte van ons bestuursmense hier kom nie uit die industrie uit nie. So dit is weet hulle moes daai terme daai eerste jaar dit was eintlik baie funny is om 'n braai te vra wat is SPV en wat is al hierdie industrie terme. Dit is eintlik lekker om 'n bietjie vars perspektief van ander plekke te kry en ek dink as weet daai se entrepreneur startup so jy kry as jy hoor van iemand hierso wat iets kan doen en dan trek jy hom in. So is baie meer familie en vriende en kontakte. En ek dink dan as jy nou begin groter raak, jaar 2 of so, dan gaan soek jy vir die beste ouens in die industrie. Weet so as jy nou 'n nuwe lyn van besigheid jy 100% en dan bou jy dit man van so af. So van waar ons en vandag is dit heeltemal anders. Jy weet ons het nie so 'n training fasiliteit gehad nie. So ouens loop letterlik by ons kompetisie en ons sit hulle telefoon en gaan. Ek wil net ook by sê ons doen niks cold calling. So alles is warm advertensie en dan so hy is daai opt-in. Dis opt-in. Uitgesê bel my. 100%. So en wat ek glo net in spam en daai tipe van goed. Ek dink is erg irriterend. So doen nie dit nie. So die ouens wat ons op die voorheen gesit het daarom 'n ervaring gehad, maar hulle ken nog nie ons stelsel en al daai goed. So dit vinnig gesien ons kort 'n training afdeling en vandag ons na dinge kyk is kultuur is baie belangrik vir ons as jy kan sien. So voordat iemand begin, dan kom spandeer hulle eers 'n dag hierso. Om te sien of hulle inpas by die kultuur en dan kies die span waar hy gaan werk dan of hulle van half hom hou en so hulle die laaste sê voor hy 'n aanstellingsbrief kry en hy weet ook dan presies wat hy of sy hoe gaan dit wees. Hulle kan koffie maak, hulle kan begin werk daai dag. Dis maar net om die belangrikste is daai eerste dag inkom. Ek bedoel nou ken hulle die span. Jy kan klaar, jy sê vir jou welkom, hy het 'n welcome pack voor hy aankom. Want ek het al stories gehoor van imagine jy is jou eerste dag en jy's opgewonde by 'n werk en jy kom maar aan en jy het nie jou laptop gekry nie, niemand groet jou nie, jy weet nie wat dit doen en soos om daai hele ding te fasiliteer en waarvoor ons staan in induksie dan. En dan is ook weet ons gee R30,000 weg as jy bedank in die eerste maand. So jy kry jou salaris plus R30,000 as jy nie by die kultuur pas of so nie. Okay, so julle vat dit op die neus. Ja. Wat verantwoordelikheid ons verkeerd gekies het. Absoluut. En ek het nog een persoon gevat in 3 jaar van Zappos doen dit. Dis nie goed. Ek wil net sê ek wil net sê daai is die besigheidsboek les. Jy weet. Maar is daai recruitment ook by die teams? Ek weet soos ek dink seker van die beste voorbeelde is ouens soos Whole Foods wat en ek weet nie weer eens net vir Klipkous bietjie useless information. So Whole Foods is ek dink so 2 jaar terug deur Amazon gekoop, maar hulle is die grootste organiese supermarkgroep in die wêreld en hulle is ook die winsgewendste, maar hulle noem ook hulle bynaam is Whole Paycheck. So daar's 'n rede daarvoor. Maar ek weet hulle het byvoorbeeld in hulle gangetjies is ons die spesialiste. Ja. My seker ek weet dat daai ouens ken daai, maar hulle besluit of jy die job kry of nie. Uit en uit, so die HR bring die kandidaate, maar die span soos jy sê, en dit klink vir my julle baie dieselfde soos jy sê die laaste sê, want dit affekteer daai spankultuur. Dis krities, né? Okay, en ek bedoel dan vat ons enige idee soos Netflix, ons daai unlimited leave, soos ons bestuurders het unlimited leave. So jy hoef nie sê sleg vir vandag of vir die verlof is dit nie. Kom ek raai, het jy dalk Semler hoe het jy Ricardo Semler se boek al gelees? Nee, ek het ook die Brasilianer. Ek sal vir jou 'n paar links stuur. Okay, kyk ek noem hom intedeel ek dink hy sekerlik die grootste mees
praktiese entrepreneur. Hy is soos 'n Richard Branson wat nie soos met $1 billion hoor wat ek vir jou sê, die ouens is nie $1 billion, is start-up prakties, maar groot. En Brasilië is baie soos Suid-Afrika, baie sosialisties en so aan, en hy het 'n hele stelsel ontwikkel waar hulle mekaar se salarisse bepaal. Maar dit is Maverick amper, maar hy het nie daai boek geskryf. Nee, so hy het 'n similar way, maar dis baie, ek dink hy was nou in Suid-Afrika, maar ek sal vir 'n bietjie 'n paar links stuur. Ek dink dit is fascinerend vind. Maar okay, so in daardie opsig kultuur, engagement. Ek bedoel is wel, die ander ding wat ek wou gesê het net nou al, wat vir my verfrissend was weer eens van hoe jy lead by example is. Ek het vir jou gesê ek is verbaas jy is nie aktuaris nie. Dis vir my, maar dis ook duidelik vir my 'n sterkpunt van julle. Wat julle kom soos jy sê, kom jy met daai preconceived, wil ek sê, mindsets, dis so 'n werkindustrie. Nee, ons kies iemand en ouens uit die industrie uit wat met vars perspektief kom. Ek wil dit sê dit is 'n doelbewuste ding. Ek dink so, ek dink jy kan ek dink sy aktuaris doen ongelooflike werk. Ons het 'n ongelooflike span aktuaris hier so en maar hulle kom met 'n ander hoed as ek kan nou sien die ouens wat van kompetisie afkom en so aan. Dit is so ek glo dat jy kan in enige veld kreatief wees en dis wat ons eintlik soek. Dis nie hoe dit skryf van dit en so as hulle moet dit kan anders dink oor dinge so ons nuwe writing box wat die ouens design het. Dis nie daai 45 vrae sit jou in hierdie klaskategorie nie. Dis regtig dinamies en is maar net om 'n nuwe manier daarna te kyk. So Skies brei 'n bietjie uit, as jy nie weet, die writing box, verduidelik wat dis maar wat ons grootste lyn van besigheid is karpremies of karre. Ja. Maar jy het 'n black box eintlik maar vir enigiets, is geboue, bakstene, so jy met die risiko jy sit faktore in en dan kom jy mos nou maar by prys uit. En dis wat die aktuariese uitwerk vir jou. So soos ek in 'n motorgeval is dit wat is die risiko van die motor? Jy weet dis die model, is dit 'n stadige vinnige kar, daai tipe van al daai goeders en dan hoe lyk die persoon? Is dit 'n hoë risiko persoon of 'n lae risiko persoon en sware voet of nie? Ja, dis nou jy weet die aktuaris is op daai somme uitwerk en dis ongelooflik hoe akkuraat hulle ek bedoel jy kan nooit akkuraat per individu wees nie want jy veralgemeen maar hulle kan modelleer en vir jou uitsê as X vraag gaan die Toyotas hierdie jaar op X uitkom. Dis daai tipe van goed wat doen maar in dit dink ek is dit baie slimmer maniere om dit goed te doen in vandag se tyd. So dit is so net meer bloot van hierdie is die prys want jy moet markkompeterend ook wees. Ek bedoel wat jy kan jou pryse laat val, jy kan daar's baie goeders wat 'n ander rol speel anders as net hoe jy die prys bepaal. Soos byvoorbeeld hoe jy goed doen. So nou modelleer jy op wat is die historiese kleinskoste byvoorbeeld om X, Y, Z karre te diens of as ek sê diens reg te maak goed, maar nou is daar nuwe tegnologie om goeders te doen. Nou prys jy nog op ou modelle en die kar kan vir elke prys. Ja, jy kan hom eintlik baie jy kan al die ry baie voor al. Jy bedoel hy supply chain 100%. Daarop. En ook waar jy wil wees 5 jaar, weet, eerder as waar jy nou is, want jy moet nog skaal en al die ander goeders doen. So ek dink as jy kan kreatief raak met hierdie goeders, maar geen sins om aktuaris of enigiemand te en CA's vir daai. Ek dink dit daai is beste as jy nog kreatiwiteit ook kan bygooi. So ek dink maar net dit is as mens goed wil doen soos 10 jaar terug, gaan dit nie meer werk nie. Jy gaan met baie slimmer dink oor van hierdie modelle en so niks te doen met die intellek. Ek dink net is hoe jy oor goed begin dink en so aan. Dis hoekom ek maar ek sit altyd versigtig om nie in 'n bureaukratiese manier van dink te verval nie. Ek dink dit is ek dink jy gaan agterraak. En ek weer eens is interessant jou agtergrond. Ons het ook gepraat voor dit programmering of IT is meer wiskundig, so is meer linkerbrein en dan weer die kreatiewe kant regterbrein. So dis al daai twee wêrelde collide en ek dink dis wat ons nou sê ook met 'n aktuaris of 'n CA is waar daai funksionele brein met kreatiwiteit
bots, dan gaan daar iets spesiaals uitkom. Ja, verseker. So die jy het nou gesê daai en terloops nee, ek bedoel daai om terug te kom na die unlimited leave of die verlof en goeders, is dit is fascinerend. Ek bedoel dit is 'n hoë level van vertroue. Ja, ek dink daai boek Speed of Trust, ek ken dit nie. Maar as jy wat sê van nee, sê ja, ek sê Stephen Covey, 100%. So ek dink vertroue is alles in die werksplek en so dit was dit bietjie ek het Netflix gelees, hulle doen dit en so bietjie van ek het nou regtig moeg geraak vir senior bestuurders wat na my toe kom en sê hoekom het Sunny 5 dae meer as ek en op daai vlak is dit net asseblief jy het niks beters om te doen nie. En daai van ek moet in die volgende 2 weke. So ek bedoel almal moet 'n breek vat. Maar ek dink daai van as jy mos nou 'n e-mail van HR of kry en sê hoor jy gaan hierdie 7 dae verloor as jy nie in die volgende 2 weke dit vat nie. Dit was net ja en nou sê nog meer onder druk om jy die verlof moet vat in 7 dae en as jy dit verloor of jy verloor iets en ek het net gesê dis snert reëls hierdie. Ons gooi dit uit en dit het absoluut gewerk. Ek dink ouens vat verlof wanneer hulle moet, wanneer hulle so voel. Ek kan nie vir jou sê of dit meer of minder is nie, want ons het niks meer rekord van dit nie. So daar's nie 'n papier. Dit gaan oor outcome. Dit gaan oor outcome. Wat gebeur aan die einde van die maand met die besigheid? En as jy groei en dit beweeg vorentoe. Dis is nie meer verlof ding, dis 'n performance ding. So ja, jy as jy statistiek het tot op die minuut elke dag dan kan jy ouma enig kan by die huis sit of in 'n restaurant. Dit is net so lank maar ek glo leiers moet heilig wees en present as ek dit so kan stel. So kan dit nou nie elke dag doen nie, maar as jy daai vertroue het en ek wil dit nou verder vat in die maatskappy. So ek wil die hele boonste vloer vir die luisteraars wat buite. Dit is meer die nie call center oriënteerde werkers. So ek ongelukkig die call center moet daar wees vir kliëntediens. So hulle moet nog op tye bly en dis bietjie moeiliker ek dink in hulle opsig. Maar vir die res van die maatskappy wil ek nou ook maak vir almal. So ek wil kyk hoe dit werk. As dit nie werk, moet ons maar terugrol, maar ek het 'n goeie gevoel dit kan werk. Omdat al die ander goede plek is, weet jy, alles is meetbaar, alles is en mense is groot genoeg. Jy hoef niemand die ander groot ding is om ek wou dit nooit soos 'n sweepswaai Hitler as ek nou so styl gehad het nie. Ek dink altyd gesê maak dit so oop as moontlik en jy kan niemand maak iets doen nie. Hy moet besluit of sy moet besluit wil hulle dit doen en ek dink dis die idee daar agter van as jy so 'n omgewing kan skep en iemand wil iets doen dan daai werker is dit absoluut goud werd. Dit is Hoor ek het nou toe ek nou vir jou gestaan en wag het te kyk na julle baie weer interessante so die 4de verdieping wat al julle ou foto's en is baie oulik. Maar toe sien ek julle het 'n ding al gehad wat julle vergelyk met Outsurance. Is daai intern dit of en hoe oud is daai ding? Maar dit was dis 'n baie interessante leesstof gewees. Ek sê nee, wat het daar gebeur was ek wou nou nie die kompetisie skade aan dit ek weet nie of ek moet vra nou maar jy hoef nie te sê as jy wil nie. Ek dink dit was dit was net weet ek dink daai is 'n jaar na ons begin het of so en ons het net so bad en of laat ek sê dit swak smaak e-mail gekry vanaf hulle posisie nou. Ja, van die deur die bestuurder. Ek wou hy was 'n direkteur daar wat gestuur het en dit het net ons in so slegte lig gesien. So ek moes dit of ignoreer of ek moet dadelik reageer en dit was letterlik in 5 minute het ek die designer gesit om net op almal duidelik. So sê dit vir die klipkous, wat was daai kategorie? Ag dit was byvoorbeeld soos hulle het 'n restaurant en ons nie. Obviously het ons nog eens te klein, maar dan sit ons maar ietsie by daar. Nee, gemiddelde salaris het ek gesien, die fringe benefits. So sê dan ons laai die kos by jou lesenaar af. Dit is sulke van goed wat ek bedoel dit was feitelik nie reg gewees nie. So ons het net die feite reggestel en vinnige Ferrari ondergeteken wat rooi is, dus is 'n ander karretjie en net teruggestuur vir die van, maar die onthou selfs ouens sprei hierdie ding
in 'n minuut is dit oral. En nie net by hulle nie, by ander kompetisie ook. So dit is nogal 'n fun ding wat gekom het, maar ek dink wat die grootste van dit was omdat ons so vinnig reageer het en ek onthou nog net toe sulke sent gedruk het, 30 sekondes daarna staan die hele selsvloer op en klap hande. Want hulle het gevoel, hulle trots gevoel dat ons iets gesê het en dit reggestel het. En dit was 'n goeie oomblik en dis hoekom hy in die rampie is, want dit was 'n spesiale belangrike oomblik ook. En vir die oppositie te sê luister Karels. Ja, maar jy moet ou kant soos 'n tyd wat jy terugtrek en nie iets sê nie en dan is dit tyd om iemand aan te vat en sê hoor dis daai ding van ons staan op ek staan my laptop maak hom toe en sê dankie vir jou tyd. Ek gaan nou maar gaan. Nou kyk die onderliggende ding wat ek hier hoor die hele tyd ook is daai weet julle groot krag hierso. By verre dit klink vir my julle is 'n scalable besigheid. So julle is 'n biljoen rand plus en biljoene potensiaal. Maar julle beweeg teen die spoed van 'n klein besigheid. Is dit iets wat ek wil daai data wat jy ook vir my gewys het, ongelooflik. En ek neem aan ook selfs dat as jy daai data tot op die sekonde het, weet om nou juist daai as jy vryheid gee, jy kan baie vinnig agterkom as dinge begin afdraande gaan. Dis wat die data vir jou gee, so jy kan onmiddellik dit regstel. Versus as jou data eers elke tweede maand is, dan dis wanneer jy nou begin 'n gat grawe. Is ek reg as ek sê die spoed wat jy te beweeg is en julle tegnologie gee julle edge oor die ander ouens. So ek bedoel dit het ook gewoon met Hippo 4 jaar wag. Nee, sorry Karels, dit is nie bietjie ek glo in speed and scale. Ek dink ek het dit ergens op Amazon gegee want mense tyd is ook net so kort en om 'n verskil te maak moet jy vinnig kan hardloop. Plus ons aandeelhouers moet soos hulle mag weet daar dividende uitdeel aan 'n non-profit organisation. Al daai goed so 'n ekstra druk op ons om vir die regte redes te groei as ek dit so kan stel. Maar nog voor dit ek glo kom my beloftes na aan aandeelhouers en ek het aggressiewe nommers gehad vir groei en ons slaan dit. So ek glo dan ons moet ons huidige wat se target wat noem jy teiken vir die begroting vir die volgende 5 jaar is elke jaar 50% groei jaar na jaar. Nou dit is soos jy sê dit is maklik jaar 1 en 2 as jy van 'n lae basis maar ek bedoel ons is nou by 2 biljoen premie 'n jaar om dit te groei teen 'n 50% skaal as die kompetisie nie groei nie, mark groei nie, dan dit draak baie en as jy nie beplan hoe jy dit gaan doen nie dan en een van hulle is om vinnig te kan beweeg en te kan skaal. So net op daai nommer ding nie behalwe van dat jy data het op die minuut en jy kan onmiddellik reageer. As jy hierdie liewer trek, weet jy klaar waar dit is en daai goed sê kan die ander ding is een enkele nommer van waarheid. So groot probleem in groot organisasies, weet ons is op 800 mense, is dat dat hierdie ou gebruik sonder wet, hierdie ou gebruik met wet, hierdie ou se eise sluit salvage uit, met salvage en so jy raak so gesiloed wat dat almal praat oor die regte nommer. Nou het jy een waarheid van 'n nommer en elke besigheidsleier kan op die dashboard sien hierdie nommer gaan ek debatteer, jy kan hom verander, maar almal weet hierdie is die nommer wat ons gebruik. Hierdie nommer rol op na die besigheidsplan toe. En weet ons kan met 'n knoppie elke dag 'n state afsluit. So alles is geïntegreer en dit maak dit baie goed en dan jou bestuursmeetings. Nou hoef jy nie meer verskillende afdelinge te hê of 2 dae lange bestuursmeetings. Almal die nommer, so ek kom nie met 'n paar of mense aanstel net om vir die verslag aan mekaar te slaan. Ek was nou nie in my ou dae. Ek sit te wag vir iemand net om vir my verslag aan mekaar te sit. Sê bro, waar's 5 was toe ons begin het. Nou is dit al 50 met ons bestuurs. Weet jy sê so ek wil ons gaan deur die finansiële nommers. Almal weet wat se ander KPI's, dan drill ons in 'n area in. Miskien is dit bemarking hierdie keer, miskien is dit anders en almal kan e-mail wanneer dit nou hulle wil op die agenda wees. Dan is ons klaar. Halwe dag die redelike maatskappy, almal weet waar ons is en dan as ons laaste 2 ure wil gebruik vir 'n strategie. Hierdie is die goed wat vorentoe kom, enige inputs en so aan en dan
dan bond ons 'n bietjie daarna, seker 'n koffie of 'n bier drink saam en dan droom ons oor die toekoms. So daai ek wil sommer van bier drink ook wat ook interessant is julle feit dat julle die restaurant hierso het wat julle 51% van besit, maar ook dis ook vir die publiek. Ek bedoel is dit weer eens 'n baie kan ek sê 'n aspres ding wat julle daar uitgedink het, want dit is nogal uniek om 'n restaurant in die middel van 'n maatskappy te hê wat oop is vir my om 'n lekker bier te kom drink. Ag maar ek dink as jy wel so ekonomiese redes ook agter as ek die mense Dis goedkoper. as jy hier kan hou, ek bedoel wat is Apple as jy beddens later aan die kan hê, is almal meer produktief seker is maar ek dink die vennootskap ding is net ek sien nie die restaurantbedryf hê en as iemand dit beter kan doen as jouself dan doen dit so mense almal ek dink enige besigheid daar buite wil 'n nice kos hê so as en ek so as jy dit gaan hê laat dit ordentlike kos wees en ek het net gedink weet kry vennote in wat passievol dit beter kan bestuur as jy dan en daar was altyd 'n element van op daai Zappos ding van as jy toere gaan doen en jy gaan buite publiek inbring in jou kantore en om bietjie van jou bietjie hier is nou almal op hulle tone in op 'n manier nee ek dink jy wil vir die wêreld daar buite sê hierdie is ons kultuur hierdie ons is maar verstaan en onthou daai persoon sê net 'n bietjie vir iemand anders van dit en weet ons is nou 6 jaar aan die gang en ek kan vir sê die eerste 2 jaar het niks gedoen nie. Eers van jaar 3 af is mense in kantore besoek het en so aan weet in Pretoria weet almal nou seker al of nie almal nie maar julle bands en alles wat hierso ek bedoel dis wel dis lekker. Maar as jy nou in die Kaap kom gaan jy nou nie van ons gehoor het. Nee. So maar ek bedoel dit sal uitdra en maar ek dink dit is lekker om die tyd te kan spandeer en die kultuur self te kan sien. En ag Moonshot, ek bedoel die naam is ook dit is daai Moonshot projekte, Google en Apple en daai tipe van goed. Ek dink as ek weet dit, ek weet dit. As ons 3 kriteria jy met 'n biljoen mense bereik, het 10 keer beter wees is vorige tegnologie. So dit kan nie 'n enhancement wees, dit moet soos verbeter. Ja, dis is free wifi verandering. Ja. Soos free wifi vir die wêreld. Dit moet so tipe ding wees en dit moet prakties uitvoerbaar wees. Jy moet geld in kan sit en dit moet doenbaar wees soos kommersiële wifi. Ja, dit moet nie nou net ja, lekker. En ek dink Google X het 100, Apple het 40, Amazon het Apple het 20, ek dink Amazon het 40 of so iets, maar hulle sê daar's so 200 wêreldwyd Moonshot projekte. Pragtig. Ja, so dit was net gepas om die name is nou Moonshot te noem en ja, want ons wil ook glo ons kan 'n verskil maak in die wêreld en iets doen so ek wil jou laaste vraag ek geniet hierdie onderhoud verskriklik. Dit is nou baie interessant om jou te gesels. Ek sien maar net ons tyd. Jy sal nie glo nie. Ons is al op 1 uur en 26 minute. Ja, dis veel te lank. Ek sê jy kyk vir die ding. Ek spoor. Ek wil net nou jy's op daai Moonshot noot. Twee goed wat ek geïnteresseerd is wat is die storie met karversekering? Hoekom spring ouens daarmee weg? Want ek sien dit ook met die nuutste sal ek dit noem disruptive versekeringstegnologie. Ek gaan nou nie julle name ek praat oor julle, maar jy weet wie julle is en hulle het weggespring met karversekering. Wat is die storie met karre? en nommer 2 is jy het nou hierdie 50% groei. Jy het vir my vroeër ook gewys hulle het 'n nuwe besigheidsdivisie en so aan. So hoe lyk gee my 'n snapshot van waar daai groei waar sien julle die groei vandaan kom min of meer in die volgende 2-3 jaar? So ek bedoel jy korttermyn, langtermyn. Korttermyn is meerderheidsmotor. So dit is so as jy iets wil noemenswaardig doen skaalgewys vir eier eiendom of motor, dis om die fisiese sekuriteit daar sit die kar. Ek dink 'n kar is duur en hy is 'n risiko en 'n risikokortversekering. So dit is 'n lekker hoë waarde. Ja, en motor is die moeilikste ding. So as jy motor kan as jy hom reg kan doen is die ander risiko's eintlik baie makliker. Ja, vir hulle huis staan daar so se premies baie minder blootgestel. Die kar beweeg nou rond baie variables. Ja, karre dis net ongelooflik dinamies. Jy weet jy het weer en dan het almal pen bumper bashing. Jy het in die buitearea skryf ons dit baie meer af want hulle is grondpaaie en ander goeie. So ek dink daar's net so baie meer driver behavior stats wat jy kan inbring. Baie van die ouens gebruik dit. In die toekoms gaan jy selfdryf karre hê. Elektriese karre kom nou uit. So nou die rating ouens moet uitwerk. Wat kos dit om 'n elektriese kar reg te maak? Dis 'n ander kar. Hy sal panel beaters vir die
elektriese karre. Daai tipe. So ek dink is net baie dinamies en dis waar die mark is. So as jy enigiets noemenswaardig gaan weet as jy wil groot doen dan gaan jy motor moet inbring. Ek dink veral in Suid-Afrika seker omdat jy nie regtig publieke vervoer het nie, nee. Ons is meer karreiers hierso, alhoewel ons is nou oor. Wel, ek dink die groot 70% van die mense is nie verseker nie. So as jy daai kan mark nader en dis definitief waar ons ook in die toekoms in wil wees. Maar ongelukkig is dit ook die moeilikste om reg te kry want eerstens jy moet bates hê om wel soos ek sê daar is bates maar dit dan is meer informeel. So hulle weet 'n ou wat se 'n groentewinkel het daar buite. Hy wil net die kar weer op die pad kry dat hy kan aangaan met sy werk of 'n trok. Jy weet ek het 'n trok op die myn gehad. So ek gee regtig om of die verf gekrap was. Dit is net hy moet net weer kan ry. So ek dink daar's ander behoeftes, maar ek dink daar die groei ongelukkig ons ekonomie groei nie en die industrie groei nie regtig nie. So in die verlede as jy my 10 jaar terug gevra het ek gedink daai mark gaan regtig die middelklas gaan baie groter groei. So ons groei in die toekoms is ek dink daar's ook 'n groot skuif van direk versus makelaar. Ek dink baie meer mense kan nou goed self doen en al die apps en goed wat daar buite is. Dis 'n wêreldtrend. So is in elke land so. Direk gaan bietjie beter doen as die makelaars, maar in kommersieel het jy 'n makelaar nodig. So weet so ek sien daai is ook 'n groot faktor. So ons groei is maar meestal dit is nie 'n blue ocean, dis 'n red ocean. So is 'n bar fight. En ek dink ons mark is baie klein. So Suid-Afrika teenoor ander lande is en Suid-Afrika is ongelooflik goed in die finansiële dienste. Jy weet banke, versekeraars, ons kan regtig hierdie goeders toepas in ander lande. So ek dink baie van ons toekomsgroei sien ons ook in ander lande. Sal dit die fokus afval uit die Suid-Afrikaanse mark. Onmiddellike internasionale mark wat julle as kyk na Europa, so ons is besig met 'n transaksie. So ons is regtig opgewonde, maar dit sal eers oor so 2 jaar gebeur. En lewens in Suid-Afrika. So weet ons my ondervinding lê glad nie in lewens seker. Ek dink net daar's 'n paar toepassings wat mense in die direkte lewensspasie kan toepas. So ons is baie opgewonde. Ons op binnekort weet of ons daai dis is 'n teenoorgestelde van 'n bate, nê. Die bate raak gevaarliker. Hy word duurder hy word. Ons gaan nie kyk na dinge daarso. En ek sê nie ons kan alles doen en reg kry nie, maar weer eens ons sal die regte persoon inkry, regte kundigheid ontwikkel en jy gaan nie weet as jy nie probeer nie. Ek glo ons kan ek hoop ons kan in daai area ook uitbrei vorentoe. Maar tegnologie gaan 'n groot rol speel. Ek dink enigiemand wat nog met vorms en pen en papier werk gaan dit gaan baie hard werk om kompeterend te bly in hierdie mark. En ek dink dit sal die laaste vraag wees ek beloof is ek wat dit is juis waar hoe jy geposisioneer is. Jy kan beweeg met wat tegnologie gooi na besighede toe versus van scratch af. Ek sê probeer jy adapt nie, jy ontwikkel net saam met dit. En ek dink verander voor jy hoef te verander. Wat ek sê beter in Engels, maar ek bedoel ek of eat yourself altyd of so ek dink dit is jy ons is net ons beweeg net in 'n baie vinniger spoed as wat ons ouers beweeg het sê nou maar jy kan nie gaan sit agteroor en dink wow, we just now made it en môre as jy wakker word daar 'n nuwe speler en kan ongelukkig is dit hoe die vinnige lewe geraak het. Mens moet byhou. Gideon, verskriklik dankie vir jou tyd. Dit is jy's nou ek sê dit nie al daar's 'n entrepreneur wat ek 2 keer al gesê het hy impress my kwai en ek moet vir jou regtig hy's 'n impressive ou hy's 'n aanwins vir entrepreneurskap Afrikaanse entrepreneurs vir Suid-Afrika. Wel gedaan. Ag dankie. Dit is maar dis nie net een nie, dit is hierdie hele storie, maar ek wil sê dit word opgesom in daai 43 pitches van jou. Dit som vir my dit op, maar dankie vir jou tyd. Dankie vir die voorreg. Ja, my voorreg. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www
tot klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is CliffCentral.com.